Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Ons is dankbaar dat die Here vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, dat sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons was en ja, al staan ons so 'n bietjie op met skete en pyne en dingetjies wat maar in ons liggaam besig is om te gebeur, weet ons hy is in beheer en dat sy genade vir ons genoeg is en dat sy krag ook in ons swakheid volbring word. Nou ek het vanmôre gedink aan die woorde van Kolossense 2 vers 13 en 14 en daar staan in julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Ek het so daaraan gedink, vriende, wat 'n kosbare en wonderlike voorreg om te weet dat ons onberekenbare skuld deur die Here Jesus Christus se soendood aan die kruis vergewe is. Die Bybel sê dat hierdie skuldbrief wat teen ons gestaan het en gesê dat ons skuldig voor God is en God se oordeel verdien, het Christus letterlik aan die kruis vasgenaal en hy het daaroor hierdie sonde getriomfeer en het ons ook vrygespreek dat ons ander kant kan uitgaan en kan uitroep, verlos o my siel, gaan vertel dit. Die bloed van die lam maak my vry, verlos deur sy groote genade om ewig sy kind nou te bly. En dan hoe wonderlik om te weet dat ons as kinders van die Here juis die mense is wat met vrymoedigheid kan lewe in hierdie bose wêreld, dat ons met volharding die wedloop kan loop en dat ander ook kan sien dat ons lewe nie net vir die hier en nou nie, maar dat ons 'n ewige heerlikheid het wat vir ons wag omdat Christus vir ons die prys betaal het. Mag dit jou motiveer en aanspoor om jou allerbeste te gee vir Christus, jou allerhoogste. Nou vriende, ons gaan 'n gebed saam doen. Dan kom ons by deel 3 van ons reeksie uit wat handel oor hoe deel ek met vrees in my lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir genade, dankie vir u liefde en troue sorg. Vra ons nou dat die kosbare waarheid van u woord 'n landingsplek in ons harte sal vind. Ja Here, en deur u Gees dan sal vrug dra 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Seën ons saam rondom u woord en word u verheerlik. En ons bid dit, Vader, in die naam van ons Here Jesus, en ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie reeksie boodskappe wat handel oor hoe deel ek met vrees in my lewe. Ons eer die Here vir elkeen se terugvoering, die dankbaarheid wat mense uitspreek dat hulle hierdie saak begin verstaan en beter verstaan en dan ook hulle aangesig rig na die Here Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Nou ons het maandag begin deur te praat oor die gedagte van vrees, daar uit 2 Timoteus 1 vers 7, die apostel Paulus skryf vir hierdie jong man Timoteus. Hy was die predikant van die gemeente in Efese en volgens die teks lyk dit of Timoteus 'n baie bang mens was, 'n mens wat gevrees het. En daar staan, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek het vir u gesê die senior apostel en man van God Paulus kon vir hierdie jong Timoteus deur voorbeeld begelei en deur die waarheid van die woord bemoedig, omdat Paulus deur soveel gegaan het. En ten spyte van al die ervarings en al die stryd en die angs en die pyn, kon hy vir Timoteus sê, luister Timoteus, ek is deur dit alles. God is getrou en hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Die tweede boodskap het gehandel oor die gedagte van die vrees vir die toekoms. Ek het vir julle gesê hoe baie mense die toekoms vrees. Hulle vrees vir verskillende dinge wat in die toekoms kan gebeur en in besonder die jong mense, middeljarig en ou mense, verskillende dinge waaroor hulle vrees. En net ek vir u baie duidelik gesê dat die woord van die Here vir ons sê ons moenie vrees nie. Waarom moet ons nie vrees nie? Want ons hemelse Vader is in beheer. Hy sê moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of drink of julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Dan sê hy vir ons daar in Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek het vir u gesê, die belangrikheid lê daarin dat ons moet onthou die verlede is verby. Môre is onseker, môre is vir ons nie gegewe nie, maar ons het net vandag en daarom moet ons voluit lewe. In my Bybel staan, the past is gone forever, the future is uncertain, the only time you have is now. Mag die Here ons wysheid gee om dit ter harte te neem. Vanmôre gaan ons praat oor die gedagte van die vrees vir verwerping. Nou vriende, hierdie is een van die vrese waarmee mense sukkel. Jong mense in besonder, hulle soog onder groepsdruk omdat hulle graag wil inpas by die groep. Die middeljariges doen dieselfde en dan ons ou mense by die ouete huise en selfs onder hulle vriendegroepe wat die ou mense aanbetref,
is presies dieselfde, bang vir verwerping, daarom maak hulle aanpassings in hulle lewe, en dikwels soos verkleermannetjies, skakel hulle in by verskillende groepe, verskillende mense, verskillende gesprekke, omdat hulle verwerping vrees. En dan gaan ek wil vir u noem dat ek het vroeg in my bediening, het ek ook met hierdie ding gesukkel. En eendag na 'n boodskap het 'n man na my gekom en vir my gesê, Gerard, onthou, die lewe is nie 'n gewildheidskompetisie nie. Almal gaan nie van jou hou nie. Almal gaan nie saam met jou wil kuier en saam met jou wil praat en saam met jou stem en jou aanvaar in hulle groepie nie. Die lewe bestaan uit sondaars en die oomblik wanneer sondaars in hierdie wêreld teenoor mekaar optree, sal daar groepe wees. En daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan dat ons nooit deur almal aanvaar sal word nie. Dink aan ons Here Jesus Christus. Hy was die sondelose volmaakte lam van God. In sy gesprekke het hy God verheerlik. Deur sy dade het hy eer gebring aan God en het hy die mens gehelp. En wat doen hulle met hom? Hulle sê weg met hom, kruisig hom. En ons sien ook dat hy self nie eers by sy eie kerkmense aanvaarding ontvang het nie. En dan praat ons nou in besonder van die Jode, van die Fariseërs in die sinagoges en hoe dikwels stel hom aangegluur as hy dan daar ook die woord bedien het. En dis presies die tyd waarin ons lewe, net soos die Here Jesus, so ook ons. Ek verstaan nog dat ons verwerp word deur mense want ons is sondaars, ons het foute. Maar vriende, as ons dink aan dat die Here Jesus deur mense verwerp is, besef ons hoe groot hierdie probleem werklik is. Ek wil vanmôre vir jou waarsku hier aan die begin. As ons gaan poog om by elke groep aanvaarbaar te wees, gaan dit in 'n bose kringloop verander, waar ons aanpassings gaan maak en eindelik mense gaan wees wat geen koers en geen sin en geen doel in die lewe het nie. So wat is die oplossing? Dat ek nie in hierdie saak van verwerping en die vrees vir verwerping myself moet bevind nie. En ek dink die antwoord is baie eenvoudig. En as ons die skrif bekyk, dan sien ons dat koning Dawid weer vir ons hier begelei om vir ons 'n antwoord te gee. Jy sien daar in Psalm 27 kom die man Dawid, die koning, en die man na die hart van God, en hy sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, myne struikel hulle self en hulle val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En hier kom die antwoord. Vriende, die enigste verwerping wat ek en jy moet vrees, is dat God eendag vir ons gaan sê, gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. Laat mense jou verwerp, laat mense miskien van jou praat agter die hand, laat mense van jou dinge sê en kwytraak. Sorg dat jou verhouding met God reg is, sorg dat jou sonde vergewe is, lewe in 'n heilige lewenswandel voor die Here. As jy teenoor iemand verkeerd opgetree het, gaan maak reg so ver moontlik, maar weet verseker, as die Here Jesus Christus jou vrygekoop het, is jy vir God aanvaarbaar, is jy sy kind, behoort jy aan hom, en dan het jy nie nodig om deur die wêreld aanvaar te word nie. Dis die belangrike ding wat ons hier raak sien. Dawid sê dat die oomblik toe hy besef het dat hy kind van God is en dat God hom liefhet en hom as sy kind aangeneem het en hy deel van hierdie skare van gelowiges geword het, die weergeborenes. Wat gebeur? Toe vind hy vrede, toe vind hy rus vir sy gemoed. En ek wil vir u sê, 'n kind van die Here vind vrede in sy hart. En hy vrees nie verwerping nie, want hy weet as hy saam met ander kinders van God is, dan is ons sondaars uit genade gered. Ons leef tot eer van die Here, ons verdra mekaar, ons vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Ons leef saam as 'n wonderlike gemeenskap van gelowiges om God dan te verheerlik in alles. Hoor wat sê Dawid in vers 10 van Psalm 27. Hy sê, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Selfs Dawid se pa en sy ma het hom verlaat, en wat dit presies beteken, wat gebeur het, weet ons nie, maar die gedagte wat deurkom is, dat selfs in sy eensaamheid, waar hy gevoel het, almal het hom verwerp, weet hy dat die Here hom aangeneem het, dat hy aan die God van hemel en aarde behoort, en dat hy troos en vrede en dankbaarheid in sy hart dan ook gebring. Hy sê in vers 14, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Nou vriende, vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, is hierdie saak
wat Dawid vir ons in Psalm 27 deurgee, verseker op ons van toepassing. Maar daar is 'n meer kosbare gedeelte wat ek met u wil deel om hier af te sluit. En dit is Romeine 8 vers 31 en verder. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskryf is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. So wat is die teevoeter vir die vrees vir verwerping? Sorg dat jou verhouding met God reg is, dat jy vergewe is van jou skuld, van jou sonde las, dat jy aan God behoort deur Jesus Christus, verseël deur die Heilige Gees, deel van die Christelike skare, deel van die gemeente, deel van die groep van kinders van die Here, wat die Here saam dien in die huis van die Here. En ag vriende, dan gaan hierdie begeerte om in te wees by verskillende groepe by jou begin verdwyn. Dan gaan dit begin kwyn en jy gaan besef, solank ek weet God se glimlag is oor my lewe, solank is my lewe in orde en is die lewe vir my die moeite werd. Die Here sê vir ons baie duidelik, al wat ons kan doen, vriende, om hierdie vrees vir verwerping te staan of te beveg, is om te weet wat die Here vir ons leer in Hebreërs 13 vers 5, waar hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons dank die Here vir kinders van die Here wat vriende is, kinders van die Here wat saam met ons die pad stap. Ons dank die Here vir vroue, as jy 'n vrou is, jou man, kinders. Ons dank die Here vir al hierdie mense. Maar pas op dat jy nie poog om by elke mens aanvaarding te soek en te vergeet dat die belangrikste is dat God se glimlag oor jou lewe moet wees, omdat hy jou vergewe het en omdat jy aan hom behoort nie. Mag die Here jou genade gee dat jy nie 'n verkleermannetjie sal wees, jy by almal probeer inskakel nie. Mag die Here genade gee dat jy nie so besig met jouself sal wees, dat jy te bang is en te skaam is om voor ander mense te praat nie. Onthou een ding, ons het nie nodig om verwerping te vrees nie, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Mag die Here ons seën, mag hy hierdie waarheid in ons harte heilig, en mag hy ons vrymoedigheid gee om voluit te lewe elke dag, die oë gefestig op Jesus. Seën vir u, mooi dagie verder, tada.